Vandag wil ek kyk hoe 'n mens die vergelyking van 'n eksponensiële funksie sal bepaal. Nou, ek gaan dit maar met voorbeelde doen. Die eerste voorbeeld sê, bepaal die vergelyking van die grafiek in die vorm y is gelyk aan b tot die mag x plus q. Maar wag so bietjie, jy het dan geleer dat die standaardvorm altyd y is gelyk aan a b tot die mag x plus q is. Wat het dan nou van die a geword daar? Dit is eintlik heel eenvoudig. Hulle het reeds vir my gegee dat a gelyk aan 1 is, want 1 maal b tot die mag x sal vir my b tot die mag x gee. Jy sien, in ons standaardvorm het ons 3 onbekendes. Dis die a, dis die b en dit is die q. Maar gewoonlik sal een van hulle vir jou gegee word en jy moet die ander 2 bepaal. So dis nou presies wat hier gebeur het. Ons weet klaar dat a 1 is en ons moet dus b en q bepaal. So kom ons skryf net ons vergelyking hier neer. Y is gelyk aan b tot die mag x plus q. Nou ja, soos ek gesê het, ons het 2 onbekendes. Ek wil graag daar die uitvee daar, want dit lyk of dit q tot die mag 1 is. Ons weet nou klaar dat a gelyk is aan 1. Goed, ons spring weer weg. Y is gelyk aan b tot die mag x plus q. Soos 2 onbekendes, so 2 stukkies inligting vir my, word altyd dan vir my gegee. Ek het 'n asymptoot nodig en dis baie belangrik dat jy onthou 'n eksponensiële funksie van die vorm y is gelyk aan b tot die mag x het 'n asymptoot op die x-as. En dis presies wat ek hier kan sien. Kom ons maak hom net 'n stippellyntjie, daar sy. Maar is nie regtig deel van die grafiek nie, dis net die asymptoot, sê vir jou die grafiek sal nooit soontoe gaan nie. So, as my asymptoot ook op die x-as is, dan beteken dit hy het nie op of afgeskuif nie, en q moet gelyk wees aan 0. Nou die asymptoot is altyd die beste plek om te begin, as jy dit ken. So, nou dat ek weet q is 0, kan ek skryf dat y is gelyk aan b tot die mag x, en dan het ek net 1 onbekende. Nou, altyd maak nie saak wat die funksie is nie. Wanneer jy net 1 onbekende het, dan vervang jy 'n punt. En kyk, daar het ons die punt A. A is die punt 2, 9. Onthou die x-koördinaat eerste en dan die y-koördinaat. So in die y se plek gaan ek my 9 vervang, b is wat ek probeer uitwerk, en in die x se plek moet ek my 2 sit. So as b kwadraat gelyk aan 9 is, dan trek jy net vierkantswortel aan albei kante, en jy sien dat b gelyk is aan 3. Onthou, as gewoonlik sou 'n mens sê, b kwadraat is gelyk aan 9, en as dit 'n algebra vraag was, en die vraag was, los op vir b, dan sou jy gehad het, b is plus of min 3. Maar ons het dit nie nou nie, want b is die grondtal, en ons grondtal is altyd positief. So daarom het ek nie hierdie deel nodig nie. Reg, nou kan ons die vergelyking neerskryf. Y is gelyk aan, kyk net hier, b tot die mag x plus q. B het ons uitgewerk, dit is 3. En dan plus q, maar q is 0. So hier is ek klaar. Dit is my antwoord. Nou dit is 'n goeie gewoonte om altyd te kyk of jou antwoord realisties is. As ek na hierdie funksie kyk, sien ek hy is stygend. En ek weet dat 'n eksponensiële funksie stygend is
as sy grondtal groter as 1 is. So hierdie antwoord van 3 maak sin volgens die grafiek. Kom ons kyk na die tweede voorbeeld. Weereens sê hulle vir my, bepaal die vergelyking van die grafiek in die vorm y is gelyk aan bx, b tot die mag x plus q. Net soos met die vorige voorbeeld, het ek nou net 2 onbekendes, hulle het dus reeds vir my gesê, die A in die standaardvorm is gelyk aan 1. Ag, mense, maar nou maak ek lekker droog. Daar sy. Dit is die standaardvorm, maar hulle het reeds vir my gesê dat A1 is. So, die beste plek om te begin is weer eens by die asymptoot. Want die asymptoot sê vir my, hoeveel het die grafiek op of afgeskuif? Onthou, as ek nie die plus q gehad het nie, as dit net y is gelyk aan b tot die mag x was, dan sou die asymptoot op die x-as gewees het. Die q sê vir my, hoeveel het die grafiek op of afgeskuif? Nou kyk na hierdie funksie, waar is sy asymptoot? Hier. Dit gaan deur die lyn, of dit is die lyn, y is gelyk aan minus 2. Dit beteken van die x-as af, vanaf die x-as, het die grafiek 2 eenhede afgeskuif. So, dan weet ek dat q gelyk is aan min 2. Dis is my vergelyking. Y is gelyk aan b tot die mag x min 2. Nou het ek net 1 onbekende en altyd vir 1 onbekende vervang ek 'n punt. So die punt wat vir my gegee is die punt minus 3, 11 op 8. So in die x se plek sit ek my minus 3, in die y se plek sit ek my 11 op 8. So 11 gedeel deur 8 is gelyk aan b tot die mag min 3 min 2. En natuurlik wil ek daardie min 2 nou hierdie kant toe vat, dan kry ek 11 op 8 plus 2 is gelyk aan b tot die mag min 3. En dan doen jy hierdie gou-gou met jou sakrekenaartjie en jy gaan kry 27 op 8 is gelyk aan b tot die mag min 3. 27 op 8 kan ek maklik skryf as 3 tot die mag 3 gedeel deur 2 tot die mag 3, so ek kan dit so doen. En b tot die mag min 3 beteken eintlik 1 op b tot die mag 3. So as jy nou hierdie 2 vergelyk, is 3 op 2 tot die mag 3 gelyk aan 1 op b tot die mag 3. Ek gaan nou maar aan hier aan hierdie kant toe. So 3 op 2 is gelyk aan 1 op b. En jy kan maar net weerskante dit gaan omdop, dan kry jy 2 op 3 is gelyk aan b. So daar het jy nou die waarde van b, daar het jy die waarde van q, en dan kan jy gaan en jy kan die vergelyking mooi uitskryf. Dus y is gelyk aan b, wat nou 2/3 is, tot die mag x, plus q, wat min 2 is. Goed, daar is ons antwoord. Kom ons vergelyk dit weer met die grafiek om te sien of dit sin maak. Ek het 'n dalende grafiek hier. So ek verwag dat my grondtal 'n breuk gaan wees wat kleiner as 1 is. En 2/3 is so 'n breuk. Ons kyk na die laaste voorbeeld. Dit sê, bepaal die vergelyking van h in die vorm y is gelyk aan iets,
as h van x gelyk is aan ab tot die mag x. Nou ja, as jy nou weer terugdink aan ons standaardvorm, dan het ons gehad ab tot die mag x plus q, en omdat hulle nie 'n plus q hierby het nie, sê dit vir ons dat q 0 is. So dit beteken dat my asymptoot hier op die x-as is, soos wat ons eintlik reeds kan sien hier, nee, die grafiek is besig om al hoe nader na die x-as te beweeg. So hierdie gedeeltetjie, die plus q gedeelte val weg, want die grafiek beweeg nie op of af nie. Nou ja, nou kan ek nie met die asymptoot begin nie, maar ek het die y-afsnit is 0 minus 3, daar, y is 0 minus 3, so as ek dit daar gaan invervang, onthou my x is dan 0 en my y is minus 3, kyk, dat ek net reg skryf gou, minus 3, a, b tot die mag 0, maar b tot die mag 0 is gelyk aan 1, so eintlik staan hier a maal 1, so minus 3 is gelyk aan a. En dan is my vergelyking, y is gelyk aan minus 3 maal met b tot die mag x, en ek het net een onbekende, so die ander punt wat vir my gegee is, was die punt b, wat 1 minus 6 is, my x is 1, my y is minus 6, so minus 6 is gelyk aan minus 3 maal b tot die mag 1, deel met die min 3 aan albei kante, en ek kry b is gelyk aan 2. So my vergelyking is y is gelyk aan minus 3, en b is 2, en dis dan tot die mag x. Nou ons het nou elke keer gekyk na die stygend en die dalend om te sien of ons antwoord sin maak. Nou hierdie grafiek is 'n dalende grafiek. Maar kyk na die grondtal. Dis 2. En 2 is tog groter as 1, so ons het verwag dat dit 'n stygende grafiek sou wees. Nou hoekom daal dit nou? Dit daal as gevolg van hierdie negatief. Want as ek 'n negatief met elke antwoord sou maal, 2 tot die mag 1, 2 tot die mag 3, en ek maal dit alles met negatief, lê dit hierdie kant. Dit is eintlik 'n refleksie in die x-as. Nou, ons gaan oor refleksies meer gesels in die volgende video. So jy moet jou nie heeltemal blind staar nie. Ja, as soos vir die voriges, die grafiek stygend is en hy's op sy normale plek. Julle weet mos, hy gaan deur die y-as, op sy normale plek, dan gee 'n grondtal wat groter as 1 is vir my 'n stygende funksie. Hierdie een is ook op sy normale vorm, hy het net bietjie afgeskuif, en die grondtal is 'n breuk, want dis die dalende een, maar hierdie een lyk nie soos 'n eksponensiële funksie gewoonlik lyk nie. Hulle lyk mos so iets. Hulle lyk mos so daarbo. Kyk, dan kan hulle op of afskuif. Of, en ek het nou eintlik daai een baie sleg geteken, want hy gaan deur 1 normaal weg, nê. En dan nou hier gaan hy so. Dit is die 2 normale eksponensiële funksies. So hierdie een is 'n refleksie van daar.